Die koning van alle konings ontmoet ons hier. En dis waar ons hom aanbid, dis waar ons hom verheerlik. Dis die posisie wat ons gegee is. Want dis God self wat intree. Dis wat Jesus hierso sê. En dis hier waar God sê hy gaan ons harte vervang met 'n hele nuwe. Dis 'n wonderwerk wat plaasvind. Daai vallei gebruik God om homself te verheerlik, om te wys ek is die almagtige God. Dankie vir u liggaam, Here, wat vir ons gebreek is. Dankie, Here, dat u vrywilliglik u bloed vir ons gestort het, Here. Was nie nodig gewees vir u om te doen, Here. Nie nodig vir u nie, maar brood nodig vir ons. Want as dit nie was vir wat u gedoen het nie, sou ons nooit 'n hoop gehad het nie. Sou ons nooit iets gehad het om na uit te sien nie. Dan was al ons geliefdes wat voor ons gegaan het, maar net hopeloos gewees. En hierdie toekoms vir ons bleek gelyk. Maar prys die Here. Dankie dat u uself uitgestort het. Dankie dat u in ons plek 'n wrede dood gesterf het. Ons roem vanaand nie in onsself nie, Here, want wie is ons? Ons slaan vanaand ons oë op, nie net na die, maar na daai een enkele berg Golgotha toe, want daar kom my hulp vandaan. Dankie, Here, dat die storie nie net daar opgehou het nie. Maar dankie dat u triomferend uit die graf uit opgestaan het. Dankie, Here, dat u opgevaar het hemel toe. Dankie dat u heers as koning aan die regterhand van die Vader. Dankie, Here, dat u Gees gestuur het vir ons. Ons sou geurlose Christene gewees het sonder u Heilige Gees. U kom maak ons lewe vol geur en kleur. En Here, sal u vanaand hierdie diens kom inkleer. Sal u hierdie diens kom invaar met u soete teenwoordigheid in die stilte van die wynkie. Kom ontmoet ons waar ons hier is, Here. Ons is oop en ontvanklik vir wat u nou deur Pastor Edward vir ons gaan sê, Here. Ons staan gereed. Seën u asseblief vir Pastor Edward en die woord wat hy gaan bedien vanaand. Rig hom op, maak hom sterk, Here. Hy is 'n man van die woord. Dankie dat ons dit by u voete kan kom lê. Aan die koning van die konings kom al die lof, die eer, die heerlikheid, die aanbidding, die heerlikheid, die glorie, die koningskap, die soewereiniteit en die heerskappy toe tot in alle ewigheid. En almal wat saamstem sê, amen en halleluja. Dis lekker om hier te wees. Goeienaand Simfonie. Dis nou juis in hierdie seisoen waar ons is, na Pinkster is dit asof ons opnuut weer besef hoe lekker dit is om kinders van God te wees. Dis hierdie energizer wat ons gekry het, dis hierdie vuur wat ons weer herinner van is, wat nog altyd in ons is. Maar die lewe raak moeilik. Dit raak nie altyd so maklik om self te probeer nie. Dis nie eintlik die hele plan gewees nie. Dis juist wanneer ons vanaand op plekke kom soos
soos hierdie gebou, wat nie eintlik, dit gaan nie eers oor die gebou nie, dit gaan oor ons, die kinders van God, wat by mekaar kom, en hierdie almagtige koning verheerlik. En jy sien is hierdie posisie wat ons gegee is. Dis 'n posisie wat ons gegee is om die koning van alle konings, ons het dit vanaand 'n paar keer gehoor, en ek wil dit weer sê, en ek wil hoor 'n amen ten minste, of 'n halleluja. Die koning van alle konings ontmoet ons hier. En dis waar ons hom aanbid, dis waar ons hom verheerlik. Dis die posisie wat ons gegee is. Dis 'n ereposisie wat ons nie kan verdien nie. Ons kry nog selfs hierdie posisie waar ons God se teenwoordigheid so kan geniet, en dis juis wanneer ons hier by mekaar kom, dan is dit genade op genade dat die Heilige Gees ons verwelkom in sy teenwoordigheid in. Want hy is reeds hier. Hy is alomteenwoordig, daar's nie 'n plek waar hy nie is nie. Maar hy kies om onder die kinders, sy kinders, hierdie spesiale ervaring met ons te deel, waar ons sy teenwoordigheid so kan geniet. En dit laat my dink aan hierdie liefde wat ons moet hê vir God se woord. Ek het die Bybelskool deurgegaan, en Dr. Moller het hierdie een ding gesê wat my tot nou toe diep tref. En hy praat van 'n teoloog, en as ons dink aan teoloog, dan dink ons aan hierdie mense wat baie van God weet, en hulle weet baie van die Bybel, hulle kan vir jou quote, en hulle kan vir jou sê, maar partykeer kan hulle 'n bietjie nors voorkom. Ek weet nie of julle ervaring met teoloog anders is as myne nie, maar hy sê iets wat vir my baie interessant was. Hy sê ietsie soos, om 'n verhouding met die Bybel te hê, om 'n verhouding met God se woord te hê, maak jou 'n egte teoloog. Dis nie dat jy soveel memoriseer en soveel weet en soveel kan theorize nie. Want onthou, teologie of 'n teoloog is iemand wat God bestudeer. Is gefokus op God, om meer van hom te leer ken. En wanneer 'n teoloog na die Bybel toe kom, dan is dit elke keer iets wat hom tref, en dis 'n paar goeters. Dis wat hom tref is hierdie liefde van God, wat hy kan geniet. Hierdie woord, hoe kosbaar hierdie woord is, dat ek gelei kan word met 'n lamp op my voete. Wat in die Psalms is wat sê, dis wat die woord is. Dis hierdie leiding wat ons kry om ons nader aan God te bring. Dat ons weet wie hy is. Dis wat hy in sy woord vir ons gee, maar ook dis hierdie avontuur, hierdie pad wat ons saam met God loop, om te kan sien hoe groot sy genade regtig vir ons is. Dit moet ons verstom wanneer ons deur die Ou Testament gaan. En ons lees van hierdie goeters, en ons hoor van hierdie goeters, dat hierdie nasie van Israel, hierdie groot goed voor hulle gesien het, maar tog, het dit net nie uitgewerk nie. Ons gaan later kom by nog 'n groter ene. En die grootste ding wat ons konfronteer, maar ook oorweldig en opgewonde kan maak, is hierdie liefde van God wat ons self kan ervaar, waarvan ons lees in die Bybel. Jy sien, 'n verhouding met die woord van God lei ons dieper na 'n verhouding met die Skepper self, met die Heilige Gees self. Want dis met die hulp van hom wat ons hierdie Bybel kan vat en 'n verhouding met hom hê. Want dis lewend, dis nie net iets wat op papier geskryf is nie. Jy sien, dis hierdie liefde wat ons so verstom, dis hierdie liefde wat ons so uit die park uitslaan, dat ons kan besef, hierdie God het my so lief, dat hy sy enige gebore seun vir my gestuur het. Nie net gestuur het nie, maar vir my laat sterf het op 'n kruis. En is 'n liefde wat, ons kan dit nie self soos theorize nie. Ons kan nie net daarvan lees en weet, okay, so dit is wat dit is. Die Heilige Gees kom openbaar dit in ons harte. En ek dink dit is waar 'n ware teoloog, eintlik wil ek amper sê 'n Christen, waar 'n ware Christen 'n teoloog word, is wanneer die Heilige Gees hierdie liefde openbaar, hierdie liefde van God aan ons gee, wat ons van ons voete afslaan, wat ons lewe verander. En dis waar ons vanaand, waar ons van dit gaan lees, dis hierdie liefde wat soveel groter is as wat ons kan begryp. Maar ons kom by hierdie punt waar ons daarna kyk.
En ons is gekonfronteer met 'n liefde wat ons verander. So, wanneer jy na Johannes 3 toe gaan, is daar juist hierdie interessante gedeelte, dis hierdie slim man, Nikodemus, die leraar van leraars onder die fariseërs, en dis nou hierdie prentjie wat ek nou van hom gehad het, is hierdie teoloog wat kom en sê, ek weet alles, maar ek wil met hierdie man gaan praat, Jesus, wat al hierdie wonderwerke doen. Maar hy doen dit in die aand, want hy wil nie hê sy chommies moet weet, jy weet wat, dalk leer hy iets by hierdie ou. Hierdie man wat sê hy is dalk die Messias, of hierdie man wat nou 'n wonderwerk by 'n troue gaan doen het. Water in wyn verander het. Dis direk na daai gebeurtenis, kom ons by Johannes 3, en ek lees vir ons vanaf vers 1 af. Dit sê, en daar was 'n man uit die fariseërs met die naam Nikodemus, 'n owerste van die Jode, 'n groot leier onder die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, wat wys hy uit eer aan Jesus gewys deur om dit te noem. Ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou. Okay, dit wat Nikodemus nou gesê het, kom ons veer dit net van die tafel af. Soos wat Jesus dit nou gedoen het. Hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy verduidelik nou die res van die gesprek, hoekom is hierdie nou die belangrikste ding om van te praat. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is weer gebore word? Hy kan tog nie weer 'n tweede keer in sy moeder se skoot ingaan en weer uitkom nie. Hy kan nie weer ingaan en uitkom nie, dit maak nie sin nie. En ek dink meeste van ons stem daarso staan met Nikodemus. En Jesus antwoord, hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore uit is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel. Hierdie slim man, en jy weet nie hierdie dinge nie. Dit is geskryf in die Ou Testament, ons gaan daarna kyk vanaand. En hy sê, ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo my nie, hoe kan ek julle vertel van die hemelse dinge? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel uit neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is en eintlik hier voor jou sit. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want dis waaroor dit gaan. Die bekendste vers in die Bybel in ons era is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ons gaan deur hierdie gedeelte en ons vra heel moontlik nou nog steeds dieselfde vraag as wat Nikodemus gevra het. Hoe is dit moontlik dat iemand wedergebore kan word? Hoe iemand 'n hele nuwe skepping kan word, nuwe lewe kan ontvang? En ek wil vir jou vanaand sê, dis 'n wonderwerk. Dis wat Jesus eintlik vir hom gesê het. Is jy gaan nie weet hoe nie. Jy kan sê dis die definisie van wonderwerk. I don't know. It just happened because God said so. Halleluja. Dis hoekom dit gebeur het. En dis wat God se plan nog altyd was. Jy sien dat die grootste vyand, sit nou vir die duiwel een kant. Ons haal hom sommer heeltemal uit die prentjie uit. Die vyand van God is versoen met God. Ons was vyande van God. En God het gesê, jy weet wat, ek het jou so lief. Ek sal alles doen wat moontlik is om jou hart en jou liefde weer te kan wen. Want hy is jaloers vir ons hart, hy is jaloers vir die liefde wat ons vir hom kan gee. Die woord sê so, in Johannes 1 vers 12 en 3, lees ons 'n gedeelte wat baie dieselfde klink, maar wat so kragtig is. Dit sê, maar almal wat
hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Verstaan, dis hierdie werk wat God kom doen, wat ons nog verder in Esegiel gaan lees. Ons het daarvan gehoor tydens Pinkster, maar hy gee so akkurate prentjie, ek moet dit inbring, want dis God self wat intree. Dis wat Jesus hierso sê. Want wat hy deur die Esegiel kom sê is, hierdie harte van klip wat ons gehad het, hierdie harte wat reeds dood was, hierdie harte wat sonde so lief gehad het en beheer wil hê van wat sonde regtig is. Jy weet wat, dit wat ons gelukkig maak, moet goed wees. Dis veronderstel om die punt van lewe te wees, is om gelukkig te wees. Dis wat hierdie harte van rots kom sê, want waartoe gaan dit? Dit wat ons nou wil hê, dit wat ons gelukkig maak. Dis so goed soos klippe, dis so goed soos geen niks nie. In Esegiel 36 vers 26 lees ons daarvan en hy sê, en ek, God, sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. So God vat hierdie hart van klip, hy haal dit uit en hy maak dit nie reg nie, hy update hom nie net nie, dis nie net 'n verbetering nie. Dis 'n hele nuwe hart wat hy kom insit, wat klop soos wat God wil hê. Die mens se hart moes klop van die begin af. Dis nie 'n hart wat veronderstel is om die dood eers te proen nie. Dis hoe goed God nog altyd was. Dit was nog altyd sy plan dat ons nie die dood moet proen nie. Dis nog steeds sy plan dat ons nie die dood moet proen nie. Dit gaan altyd sy plan wees om saam met ons te wees, die ewige lewe te geniet. En dis hier waar God sê hy gaan ons harte vervang met 'n hele nuwe. Dis 'n wonderwerk wat plaasvind. Jy gaan nie weet hoe dit moontlik is nie. Dis net God wat dit kan doen. En dit laat my so dink aan 'n eenvoudige voorbeeld. Jy sien, ek was toe ek in die begin hier bedien het ek agter 'n rekenaar daar gesit by die klankkas en hy het 'n bietjie updating nodig gehad. Hierdie goed kan jy maar 'n bietjie update of 'n bietjie verbeter, 'n bietjie vervang, wat dan gaan dit 'n bietjie beter gaan. Maar ek weet nie van julle nie, as julle al met 'n stadige rekenaar gewerk het, is party van die goeders lyk nie so mooi nie, party van die goeders werk nie so mooi nie, party van die goeders toets jou geduld heeltemal te veel. Dis nie God se wil dat ons geduld so getoets moet word nie. Dat jy nie die hele tyd vir 'n sirkeltjie moet kyk wat draai. En dan na 'n rukkie begin jy draai en dan na 'n rukkie dan slaap jy op die keyboard en dan dis daai keyboards wat jou gesig misvorm ook. So dis nie God se wil dat ons daai goed moet gebruik nie. Dan kom jy by 'n hele nuwe rekenaar en dis iets nuuts. Ek weet ons het nou al Apple mense en ons het nou al Windows mense of Android mense en hulle hou nie van mekaar. Okay, kom ek stel dit, herstel dit. Okay, kom ek stel dit weer so want ons is Christen, ons moet mekaar lief hê. Ons hou nie van dit wat ons van hou nie. So die Apple mense hou nie van dit wat daai mense van die Windows van hou nie. Die Windows mense hou nie van die mense wat van appels hou nie, want dis appel klaar happen, die ding is tweedehands. So nou kom ons op hierdie plek waar alles hardloop smooth en alles lyk so mooi en alles blink, alles is helder en my oë staan so want ek is opgewonde om te sien wat hierdie ding kan doen. Sien dis hierdie toestel wat gekoppel is aan 'n skerm met 'n keyboard en 'n muis en soos wat jy met hierdie ding interaksies het, wys dit vir jou wat in hierdie ding aangaan. As dit 'n ou rekenaartjie is, dan gaan hy hup en hy gaan hakkel en stuk. En as dit een van die fancy nuwe goedjies is, dan hang dit af wie voor hom sit. Is nie altyd die harde waar nie, partykeer. Gaan nie verder praat nie, want ek is een van daai mense. Julle het al agtergekom, nee. So, net soos wat jy interaksies met hierdie rekenaar het, dis 'n simpel voorbeeld. Maar dit wys wat binne aangaan wanneer jy interaksies het met hierdie ding. Dit wat op die skerm verskyn, wys wat binne hierdie rekenaars aangaan. En so is dit ook met ons wanneer God ons hierdie nuwe harte kom gee. Dit wat mense sien wanneer hulle interaksie met ons het, wys vir hulle wat binne aangaan. Wanneer ons interaksies met mense het, wys dit vir hulle wat binne ons aangaan.
Dis een ding van hierdie Pinkstertyd wat my so getref het, is ons onderskat die veld waarin ons is. Dit maak nie saak op watse veld jy staan nie. Jou interaksies met mense is gesalf. Halleluja. Dis interaksies wat mense kan wys. Hier is iets anders. En ons onderskat dit, want ons dink, dis die ding wat ons dink. Die volgende gedeelte wat ons ook in Pinkster gehoor het, wat vir my so powerful is hierdie verwaarloosde vallei. En ek wil 'n bietjie van 'n ander kant af praat hierso, is hierdie vallei van droë bene waarvan ons gehoor het. In Esegiel 37 en 'n vallei is nie regtig 'n plek waar jy gevang wou word in daai tyd nie. Dis een ding toe hy dit noem, toe dog ek, is my nog altyd 'n skerry gedagte om in 'n vallei af te loop in die Bybelse Ou Testamentiese tyd. Want as jy daar afgeloop het en jou vyand weet jy's daar. As die Windows mense weet, die Apple mense is daar onder. Dan is hulle reg met hulle vuurpyle. Die vyand kom en hy's reg met vuurpyle wanneer jy deur hierdie vallei beweeg in hierdie tyd nou. Jy het nie plek om weg te kruip nie, want hy kan jou van bo af sien. As jy nou agter die klip gaan wegkruip, dan gaan hy vir jou lag. Dan gaan jy net sien vuurpyle val. Hierdie vallei, van die begin af is daar nie veel hoop nie. En hier kom God deur Esegiel en hy sê, hier's bene sonder lewe, hier's bene sonder murg, sonder bloed, sonder enigiets wat dit enige waarde of hoop kan gee. Dis nie daar nie. Daar is geen druppel van hoop in hierdie plek nie. En hier kom God en hy verander dit heeltemal. Hy verander die prentjie. In Esegiel 37 vers 19 lees ek vir ons, daarop sê hy vir my, God sê vir Esegiel, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke oor Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Dit klink soos Johannes 3. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer, wat God verheerlik. Dis iets wat God verheerlik, en dis hierdie gedeelte is my so mooi, want dis so duidelik. God is besig om sy Gees in te blaas, in hierdie hopelose situasie. Dis 'n tweede skepingsverhaal wat plaasvind. Terwyl Jesus met Nikodemus praat, hy sê vir hom, God beplan iets groots. Hy beplan 'n nuwe skepingsverhaal. Want die laaste keer toe God sy Gees ingeblaas het in hierdie situasie wat geen lewe gehad het nie, was Adam en Eva, en daar het opgestaan. Hulle het gewandel saam met God, en wanneer ons hierdie Genesis gedeelte lees, is dit so hartseer, want ons sien hoe die mens saam met God gewandel het, en nie tevrede was op die ou einde nie. Hulle het gewoond geraak daarin, en hulle het besluit, ons wil nou self besluit wat goed en sleg is. Dis die hartseerste gedeelte van die hele Bybel vir my. Is dat dit 'n daaglikse ding kon wees, en hulle het weggedraai daarvan af. En dis in Johannes 3, vertel Jesus vir hierdie Nikodemus, hierdie teoloog, wat so slim is, hy sê, iets het reeds begin. Hier's iets niets wat begin, en dit gaan soos hierdie dam wees, hierdie massiewe dam, en hier begin dit net ooptrek, en jy sien net strome water kom deur. Die oomblik wat ons geloof in hierdie Jesus plaas, is dit 'n lewe, 'n nuwe lewe, wat nie, die vorige mens is nie meer daar nie. Esegiel sê in 'n gedeelte waar hy sê, as ons weer terug na daai persoon toe moet gaan, dan sal dit vir ons walglik wees. As ons vir hierdie persoon moet kyk, dan is dit iets walgliks vir ons. Ek kan nie meer vergelyk met wie ek was nie, en ek's bly daaroor. Maar ek eer God vir wie ek nou is, want dis hoe wedergeboorte lyk. Wedergeboorte lyk soos iets wat heeltemal verander het, iemand wat heeltemal anders is, iemand wat noem hulle dit, 'n 180 gevat, 180 grade omgedraai het. Hierdie persoon loop nie meer eens in dieselfde rigting nie. Dit lyk soos iemand wat besef het hoe klein ons regtig is,
maar tog iemand wat besef het hoe kosbaar ons vir die Skepper is, vir die almagtige God, wat ons van lees in die Bybel. Dis iemand wat besef het, ek sal nooit genoeg wees nie, maar tog is ek so waardevol, dat God self het iets veel erger as die dood aangevat vir my hart, vir my liefde. Dit lyk soos iemand wat besef het, Jesus was altyd, Jesus is altyd en Jesus sal altyd genoeg wees. Ek wil vir jou sê, as jy in hierdie vallei van dooie beendere is, en dit lyk vir jou hopeloos, jy's reeds in verhouding met hierdie Jesus. Jy weet wie hy is. Maar ons het hierdie geneigtheid wat Adam en Eva gehad het, nadat hulle hierdie lewe ontvang het, nadat hulle gewandel het saam met God, het ons hierdie geneigtheid om, wanneer die omstandighede bietjie wonky raak, wanneer dit bietjie moeilik raak, dan sal ons besluit, okay, ek sal oorneem. Here, ek weet wat om te doen. En ek het die krag om dit te doen. En dan verwaarloos ons hierdie verhouding heeltemal. En dan wonder ons, hoekom die 4 pyle land? Want ons iets soos die skild van geloof, wat in Efesiërs sê, die 4 pyle sal ons nie tref nie. Wanneer ons saam met Jesus gaan, wat sal ons van hierdie dinge sê? As God saam met ons is, wie kan teen ons wees? Ons is nie bestem om daai 4 pyle te vat nie. Waar ook al jy vanaand sit, waar ook al jy hier uitloop en gaan face hier buite, daai vallei gebruik God om homself te verheerlik, om te wys, ek is die almagtige God. Hy kies om ons te gebruik, so ons kan onsself vind in hierdie vallei. Want toe die beendere opgestaan het en daai mens het gestaan, het dit nie gesê God het die persoon uit die vallei uitgevat en iewers anders gaan sit en daarso gaan lewe aan nie. Dit het nie net ewe skielik eenvoudig geraak nie. Hulle was nog steeds in die vallei. God gebruik hierdie omstandighede. Mag ons nie bid dat dit weggaan en net uit die pad uitgevat word nie. Maar mag ons bid dat God ons die krag gee in hierdie vallei. En dis hoekom ons hierdie begeerte moet hê vir dit wat ons van gehoor het, hierdie hele naweek wat verby was, is die Heilige Gees vuur. Is wat ons moet begeer, sodat ons daai belydenis kan wees, dat ons daai bewyse kan wees, dat ek nie is wie ek was nie, want wie ek was sal nie in hierdie vallei kan oorleef nie. En wanneer ons besluit om die hand van Jesus te laat gaan, dan gee ons oor aan ons vorige self. Want hy het ook gedink, of sy het ook gedink, ek kan lewe self hanteer. Ek het nie 'n redder nodig nie. Hoe hartseer is dit dat ons dieselfde ding doen as wat Adam en Eva gedoen het? En wanneer ons na die Bybel toe gaan, dan dink ons, ja, die dag wat ek Adam en Eva in die hemel kry. Okay, dalk ek vir Adam en een van die vrouens kan dalk vir Eva hanteer, maar ons harte sien nie dit raak dat ons is so geneig om dieselfde ding te doen. Dis hoe desperaat ons moet wees vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat ons heeltemal gevul moet word, soos hierdie bekende predikant gesê het in Johannes, sy naam was Johannes, minder van my en meer van hom, quote unquote. Dit is wat die nuwe hart doen, wat klop soos wat God wil hê dit moet klop. Dis 'n hart wat begeer om saam met God oral heen te gaan. Daar is nie 'n plek waar ek nie wil wees nie. En daar waar dit hopeloos lyk, wil ek vir ander mense wys, jy kan ook opstaan hier. Op die oomblik is jy die droë bene wat geen hoop het en geen lewe kan hê nie. En dis wanneer ons hierdie goed besef, dan sien ons absolute genade. Dis wanneer ons na hierdie tafel toe kan kom, dan sien ons absolute genade, want 'n wedergeboorte hart is 'n hart wat so 'n tafel kan voorberei. Wanneer iemand so 'n tafel voorberei en met hierdie liefde wat hulle vir Jesus het, met hierdie verhouding wat hulle met God het, hierdie voorbereiding doen en keer op keer terugstaan en saam met Jesus sing en hom verheerlik en met hom praat en kyk, is dit goed genoeg? Is dit goed genoeg? Nie vir wie ook al hier sit nie.
Nie vir myself nie. Nie vir my eer nie. Maar is dit goed genoeg vir Jesus? En dis met trane in my oë wat ek besef, dis net die liefde van Jesus, wat 'n hart so kan verander. Wanneer jy ervaar, hierdie liefde is nie teenwoordig in hierdie omstandighede nie. Dis 'n leuen. Uit die hel uit. Want Jesus se liefde is nog steeds dieselfde soos wat dit was op die kruis en soos wat dit is toe hy opgestaan het, soos wat dit is toe hy opgevaar het en sy helper gestuur, die Heilige Gees. Sy liefde bly konstant. Dis hoekom Jakobus 4:7 sê, weerstaan die vyand, want hy kom met sy leuns. Dis wat hierdie 4 pile is. En wanneer ons in geloof staan en weet, ek glo in hierdie Jesus wat vir my gesterf het, hoekom sal ek glo dat hierdie liefde nie meer vir my is nie? Dis waar ons moet weghardloop, dis waar ons na God toe moet hardloop, dis waar elke Christen geroep word om 'n teoloog te wees. Want soos wat jou denke kan verander, het God seker gemaak, daar's 'n woord wat nie verander nie. Dis waar jy in jou binnekamer ingaan, dis waar jy jou oorlog veg. Nie alleen in hierdie vallei van dooie bene nie. Want waar ons dooie bene, droë bene sien God die geleentheid om dooie, droë bene lewend te maak. Ons is bewyse van dit. Hoekom sal ons nie daarin glo nie? Waar ook al jy jouself vind, kan God jou gebruik. En dis wanneer ons na hierdie tafel toe kom, wanneer ons herinner word aan hierdie toekoms wat God vir ons gebou het. Dis soos hierdie brief wat hy geskryf het, met die verheerlikte Jesus Christus. In die bloed van Jesus Christus. Wanneer ons na hierdie tafel toe kom, is dit 'n herinnering dat ons reeds wedergebore is. Ons is reeds 'n nuwe skepping, ons is reeds iets nuuts, wat nog nooit voorheen daar was nie. Dis wat God gemaak het. En dis dit wat ons herinner. Ons moet hiernatoe hardloop. Dis wat ons begeer. Om meer van God te sien, om dieper in verhouding te beweeg, om sy teenwoordigheid. Ek kan nie dink hoekom ek self ook op tye kan kom waar ek dink die teenwoordigheid van God. Dis nie eers iets wat ek moetswillig dink nie, dis iets wat ek vergeet. God is nog steeds by my. Wanneer ek oplossing soek, ek hoor nou hierdie terrible nuus. En ek moet nou dink aan 'n oplossing. Dan vergeet ek, my redder is by my. So wanneer ons na hierdie tafel toe kom, moet dit ons herinner dat ons God se teenwoordigheid kan geniet en dat ons elke liewe dag nog nader kan beweeg. Dis ons geleentheid. Dis die ding waarmee ek wil afsluit vanaand is, wanneer jy interaksies met mense het, mag hulle sien wat in jou is. Mag daar soveel van Jesus in jou wees, soveel van sy Gees in jou wees, dat mense teoloog wegstap, dat hulle God leer ken het, deur wat hulle gesien het in jou. Een van my goeie vriende het nog altyd gesê, hy wil net vriende wees met hierdie mense wat die Bybel so goed ken, want dan weet hy gaan Bybel lees. Want dit wat hy ontvang, leer hom meer van God. Mag ons hierdie mense wees. Al is daar 'n doodsvallei voor ons, dat ons getrou sal wees aan dit wat God vir ons sê. Dat ons die herder stem hoor.